Goeienaand, Lewende Woord Centurion en almal wat by ons ingeskakel is vir die Woordskool. Baie welkom. Welkom Wouter, ek is Dankie. baie bly jy's hier, né? Ja, dis lekker om weer so saam met julle te kuier. En ons is in die middel van 1 Korintiërs en ons is omtrent in die middel van 1 Korintiërs hoofstuk 7. Ek gaan afkondiging moet maak. Ja, So ons dameskonferensie is eerskomende Saterdagoggend Ja. van 7:00 tot 9:00 is daar muffins en koffie op die stoep en stalletjies. En dan begin die konferensie 9:00, ons behoort se 12:00 klaar te maak. En ek wil die dames nooi, as jy nog nie ingeskryf het nie, dan moet jy nou spring, want ons het baie mooi gift bags. En ek wil nie te min nie. So jy moet asseblief registreer, kyk op die app. Jy moet die app nou al teen die tyd gedownload het. En dan die app, by the way, is Lewende Woord Centurion, dis 'n gratis app. Kyk op die app, registreer asseblief en dan die koste beloop R100, maar as dit finansiëel rof is, daar's ook 'n opsie wat jy kan sê, wel, ek kan R10 bydra, doen dit dan. Ons soek die naam en die getalle. En dan tweedens, as jy deel is van die aanlyn gemeente en nou nie so naby aan Centurion bly nie, dan wil ons vir julle sê dat teen Sondag of Maandag behoort die konferensie op die app te wees. Kyk onder media en dan sal jy sien vroue konferensie 2025. So ons nooi julle, wees deel van dit. En ons is baie opgewonde. En dan natuurlik het ons Sondag Moedersdag wat ons ook ja. al die ma's bietjie gaan Die, bedag. die wonderlike voorreg dat hulle na jou gaan luister. Vir jou en vir Elzaan. Ja. En ek dink dit gaan wonderlik wees. Dit is lekker, ek help so 'n bietjie hier en daar kyk na julle content en ek dink dit gaan uitstekend goed wees en ek sien uit daarna om dit te hoor en na te luister. Ja, Maar is ook opgewonde. ons het 'n mannekonferensie ook in Junie, die 22ste Junie. 22ste Junie. Dis ook op die app. Manne, julle kan maar bespreek hoor. Ja, so Dit ons gaan gaan ook baie great wees. ons gaan vir ek preek, Dirkie van der Spy, Dominee Dirkie van der Spy preek, Ernest Passon preek, 'n goeie vriend van my wat uitstekend gaan wees, en Philip Pretorius, jou goeie vriend wat Every Nations hoof is, gaan ook kom preek. So ons sien uit daarna. Ons het daai mannekonferensie 'n Vrydag aand en Saterdagoggend tot so die middagse kant toe. En ek dink daar's 'n verwagting onder die manne vir dit. Die Here is besig om met ons daaroor te praat. En dan wil ek jou uitnooi as jy in die Moot-area na ons kyk en gewoonlik hier is. Ek en Dot, as jy dit nie weet nie, ons woon in die Moot, al het ons die gemeente in Centurion, en 'n gemeente in die Moot het ons gevra om 'n huweliksseminaar te kom aanbied by hulle. So ek en jy bied die huweliksseminaar in Mei aan, die 22ste Mei. My vrou is baie op pas senuwees daaroor, maar ek sien geweldig uit daarna. Ja. Ek dink dit is goed om met manne en met vroue te gaan praat oor hierdie topic van the silence of Adam, die hele ding dat die manne en die vroue se rolle partykeer skeef raak, heeltemal verwronge raak en dat manne stil raak en vrouens oorneem. Maar ja, ek praat oor 'n vrou se rol in die kerk Sondag en op Moedersdag, om aan te sluit by julle vrouekonferensie. En ek dink dis geweldig belangrik om oor ons gemeente, my siening, ons gemeente se siening, oor vrouens in die bediening en in die kerk te praat. Ek glo met my hele hart dat vrouens in die kerk hoort en hulle bediening, hulle waarde in die bediening, hulle toevoeging tot woordverkondiging en bediening, ook deel van die evangelie in die kerk moet wees. So ek praat Sondag 'n bietjie daaroor. Ja, skielik. Nee, ons het baie afkondigings gedoen. Absoluut. Maar dit is nou wat dit is. Ja, Okay, ons bid. Here, dankie dat ons so lekker kan saam kuier rondom Korintiërs, en dat ons juis 'n bietjie besig is om oor huwelik en reinheid en heiligheid te praat. Here, kom en spreek tot ons harte, elkeen van ons. Dankie Jesus. Amen. Nou, ons het laasweek gepraat oor hierdie lewenswyse volgens jou roeping, dat soos wat jy geroep is, so moet jy bly. Moenie probeer om te verander nie. So 'n bietjie roeping. Ek het gisteraand die voorreg gehad om met die leiers van die gemeente net so 'n bietjie te sit en gesels oor daai mooi skrif in Romeine 11 vers 29, dat die roeping van die Here
En die gawes van die Here is onherroepelik. Die Here gaan dit nie weer terugroep oor jou nie. En dis vir my eintlik so significant om daaraan te dink dat die Here jou geroep het om die woord te verkondig, jy wat dot is. En ek weet jy hol weg, en Saterdag sien ek weer uit dat jy in jou roeping voluit leef. En die Here daag jou uit, né? Hy trek elkeen van ons vorentoe. As jy stagneer en nie net in jou comfort zone bly, dan het jy nooit 'n geleentheid om te groei nie. Mag jy jou roeping ervaar, beleef en uitleef, maar daarmee saam in jou roeping voortleef, die momentum vorentoe, is 'n uitdaging, dis 'n challenge. Om die Here te dien is 'n challenge. En jy's braaf om Saterdag te gaan praat, well done. Dankie dat jy jou roeping uitleef. Dankie dat jy saam met my sit. Ek waardeer jou. Ja, ek sien uit na dit. So 1 Korintiërs 7 vers 25. Paulus sê, wat maagdelikheid betref, het ek nie 'n voorskrif van die Here nie, maar ek gee my mening as iemand wat as begenadigde van die Here betroubaar is. Paulus sê, as jy nie in 'n seksuele verhouding in 'n huwelik staan nie, kom ek praat hieroor, want hy het ervaring hieroor, is Paulus besig om te sê, né? Vers 26. Weens die nood wat op hande is, meen ek dat dit vir 'n mens goed is om te bly soos jy is. Is jy aan 'n vrou verbonde? Moenie die band breek nie. As jy nie aan 'n vrou verbonde nie, moenie 'n vrou soek nie. As jy egter trou, sondig jy nie, en as jy 'n maagd trou, sondig sy nie, maar wie trou, sal in hierdie lewe swaar kry, en dit wil ek julle beslis spaar. Hi. Kan ek net sê, ek stem nie noodwendig saam met Paulus op hierdie nie, en ek geniet dit as Paulus in hierdie stukke sê, dis nou ek wat praat en nie die Here nie, of dis die Here wat se mening wat ek nou gee, nie myne nie. En wat my betref is hierdie Paulus se mening, ek verstaan toegewydheid aan die Here, en ek verstaan dat hy sê dat wanneer jy 'n vrou het en daar kinders kom, is daar meer mense om jou vir wie jy intiem lief is wat kan doodgaan. Ek dink dis die konteks wat hy van swaar kry van praat. Dink nie hy kry swaar om te dink ek's nou getroud en my vrou laat my swaar kry nie. Ek dink nie dis manne, as jy dink dit is wat Paulus sê, dis nie wat hy sê nie. Ek dink ja, die hartseer van om 'n geliefde aan die dood af te staan. Ek dink aan mense om my vir wie ek al lief was, wat ek aan die dood afgestaan het, maar dis definitief nie my vrou nie. Dan dink ek, sjoe, as dit my so seer gemaak het, hoe gaan dit wees? En daarom het ek praat ek baie keer met die Here en sê, Here, kan ek asseblief eerste gaan? Ek gaan selfsugtig wees en sê ek deps om eerste te gaan. Maar ek is baie lief vir jou. Maar jy kan maar weer trou as ek weg is. Maar ek wil eers te gaan, want ek weet nie wat doen ek sonder jou nie. En ek dink is dit waaroor Paulus praat, nee. Hy sê, as hy sê dit is goed om alleen te bly, dan verstaan ek sy toegewydheid aan die Here alleen. Maar ek dink ook van my perspektief, wat nou al getroud is. Paulus sê hy is betroubaar as 'n ongetroude, ek sê vir jou ek is betroubaar as 'n getroude. Ek dink dit het ook sy voordele om getroud te wees. Die Here leer jou daardeur ook goed. Nou sê hy verder, wat ek bedoel, broers, is dat die tyd kort geword het. Wie 'n vrou het, moet van nou af so wees asof hy nie 'n vrou het nie. Wie huil asof hulle nie huil nie. Wie bly is asof hulle nie bly is nie. En wie koop asof hulle nie besit nie. En wie betrokke is by die dinge van hierdie wêreld asof hulle nie betrokke is nie. Want hierdie wêreld in sy huidige vorm is aan die verbygaan. Trouwens, ek wil hê julle moet onbesorg leef. Die ongetroude man is besorg oor die belange van die Here en hoe hy die Here kan behaag. Terwyl die getroude man besorg is oor die dinge van die wêreld en hoe om sy vrou te behaag. En ek dink Paulus te punt weet, alhoewel ek met jou getroud is, moet ek die Here nog steeds eerste soek. En dis eintlik wat Paulus net hier probeer sê. Dat okay, goed, al is jy nou getroud, soek die Here. Moenie, en ek het vanoggend hierdie wonderlike voorreg gehad om saam met 'n ander vriend van my, sommer oor die telefoon, net die Here se aangesig te kon sit en soek.
en vir hom verduidelik weer net daai ding van Pana'a, om die Here se aangesig te soek, die teenwoordigheid van die Here. En ons het net so saamgesit en by tye sommer oor die telefoon net stil geraak en besef albei van ons druk nou in en soek die Here se aangesig. Ons het 'n wonderlike 40 minute saam gehad wat ons net saam geworship het. En ek wat ons vanoggend weer vir mekaar gesê het is, soek die Here eerste. En ouens, daar's versekerde tyd wat ek my vrou se affection en haar vanoggend sê sy vir my, ons sit in die bed en koffie drink en sy sê, okay, klim nou van jou telefoon af. Ek soek nou jou volle aandag. En ek besef, goed, daar's 'n tyd wat sy my soek. Ek sit reg langs haar, sy hoef my nie te soek nie. Dis nie wat sy bedoel nie. Sy soek my volle aandag. En dis wat Paulus hier bedoel is, soek die Here se aandag op die ou einde meer as wat jy jou vrou se aandag soek. Ek geniet jou aandag, ek is baie lief vir jou, maar ek's liewer vir die Here as vir jou. Ek weet jy is lief vir my, maar wat my bless is dat jy liewer is vir die Here as vir my. Wat my bless is om by tye in die kamer te kom en jou te sien in die Here se tyd, as sy teenwoordigheid tyd te spandeer. Om meer te soek as wat jy my soek. Dit bless my, dis vir my nice. Dis wat Paulus sê. Nou as jy getroud is, moenie dit verloor nie. Paulus is net besig om dit te beklemtoon. Moenie dit, daai indruk by die Here verloor, omdat jy nou met kinders en met 'n vrou, en dit gaan daaroor, net dat jou binnekamer verhouding met die Here is belangriker as jou binnekamer verhouding met jou vrou of met jou man. Wanneer daar kinders kom, man, dis belangriker dat daar 'n verhouding met die Here is as met jou kinders. Dit is so mooi as ek die stories lees van waar herlewing plaasgevind het, die heroes of the faith. John and Charles Wesley, wat 'n herlewing in Engeland veroorsaak het. Sy ma was 'n bidder, sy het vir hulle gebid. Dis altyd vir my so interessant om die groot heroes of the faith se ouers te sien. Wie van hulle het vir daai klomp gebid? Dan oor Charles en John Wesley se ma word daar geskryf dat sy het nie 'n binnekamer gehad nie. Sy het nie, want hulle huisie was verskriklik klein en daar was baie kinders. Ek kan nou nie onthou, iets soos 10 kinders, maar sy het baie kinders gehad en was besig en als, en dan het sy haar voorskoot gevat en oor haar kop getrek. En dit was haar binnekamer. Maar ja, dit is so mooi. Ja. En ek dink, dit moet so indruk in haar kinders se lewens gemaak het. Kyk, ma bid weer vir ons, los haar uit. Sy het nou 'n voorskoot, sy spandeer nou intiem met die Here tyd. Ek dink aan Andrew Murray se pa Andrew, wat daar in Graafrenet in daai Vrydag aande in sy studeerkamer tussen 7 en 10 in die aand gesê het, dis my tyd, los my uit, sorry my vrou, gaan nie kuier nie, ek gaan nie saam met die res van die gesin nou tyd spandeer. Daai is my tyd van die Here se aangesig soek, sodat hy Suid-Afrika kan red. As ek dink aan mense, ek hoor hierdie een mooi storie van 'n vrou wat die Here se aandag, se tyd, se teenwoordigheid soek. Nou is haar kindertjies klein. Nou het sy 'n pleipen vir hulle gemaak, maar hulle hou aan uitkruip uit die pleipen uit. En sy laat hulle almal uitkruip uit die pleipen uit, toe ontdek sy gaan lê binne in die pleipen en bid. Die kinders wil nie weer terugkruip soop toe nie. So dis die enigste plek waar die kinders aan nie gaan pes nie. En dan bid sy en sy soek die Here se aandag. So, hoor wat sê hy verder. Sy aandag is dus verdeeld vir getroude man, sê Paulus. Die ongetroude vrou en die maagd is besorg oor die belange van die Here, sodat sy na die liggaam en gees geheilig sal kan wees. Die getroude vrou is egter besorg oor die dinge van die wêreld en hoe haar man te behaag. Ek sê dit vir julle beswil, nie om julle in die bande te lê nie, maar ter wille van die eerbaarheid en onverdeeldelike toewyding aan die Here. So, ja, dankie tog, jy sorg vir my en jy gee vir my kos.
Sorg dat die huishouding aan die gang is, maar jou aandag by die Here moet die belangrikste wees. Kan ek jou net weer aanbeveel? Vrouens in jou huis, as jy getroud is, moenie dat die aandag aan jou man en aan jou kinders jou ooit laat besef dat jou eerste belange by die Here lê. Man, ja, jy moet werk, voorsien en beskerm jou vrou. Jy moet haar intimiteit soek. Yes, die seksuele in die huwelik, wonderlik belangrik. Maar bo dit alles, verby dit groter, belangriker as dit alles in jou daaglikse roetine en praktyk, moet jou verhouding met die Here wees. Jou soek van die Here se aandag en se tyd. En Paulus is besig om te sê, dis die voordeel wat ongetroudes het. As jy ongetroud is, en daar's die een nadeel van eensaamheid, en partykeer is jy alleen en voel, ek wil ook 'n maatjie hê. Sal jy onthou dat Paulus gesê het, hierdie voordeel het jy, dat Jesus nou jou maatjie is, en dat jou gebedslewe in 'n groter mate makliker behoort te wees as getroudes, want jy kan aandag en tyd en fokus in jou gebedslewe gee aan jou vrou of aan jou man. Kan ek net hierby stil staan en sê, is deesdae, en ek dink nie het was anderste in die ou tyd nie, maar deesdae met nuwe tegnologie is daar goed wat ons aandag so kan steel. Selfone, Facebook, TV, leeswerk, en kan jy vir jouself sê, bo Facebook, bo Instagram en sosiale media, bo jou verpligtinge op jou foon, jou e-mails wat jy moet antwoord en jou werksverpligtinge teenoor jou baas, bo jou series wat jy kyk op TV, bo al hierdie goed, is jou tyd met die Here wat jy moet prioritiseer. Intieme aandag, gesig soek tyd met die Here. Aangesig tot aangesig. Maar jy nou hierdie ding sê, daai is baie mooi. Ek luister so klip wat jy van gespeel het van Billy Graham se dogter. Nee. En whatever. Lots. En sy sê die ding, en dit was my so mooi, want sy praat daaroor om in die oggende, as jy wakker word, moenie eers jou foon gryp nie, behalwe as jy nou jou dagstukkie doen, soos wat jy doen. Want ek doen dit ook, verstaan jy, word wakker, wat het ek gemis in die nag? En dan sê sy, dit is fyn om in die aand te bid en te sê, maar ek hou my stilte tyd in die aand. Sy sê, maar jy kan nie jou viool instem as die orkes klaar gespeel het nie. Ek het dit gehoor, ja. En dit was my eintlik so kosbaar van, dis hoekom jy jou dag begin met die Here, om te sê, Here, ek wil myself instem, want die orkes gaan speel vandag, en dan elke dag, en eers dit, ja, dit was net my kosbaar. So, kom ons stem ons viole in. Om ons dag te begin. Kom ons stem ons harte in. Kom ons stem ons gees in. Voordat ons die dag moet aanpak, en ons uit ons hart uit vir mense moet lief wees, en ons uit ons gees uit mense moet bedien. Ja, dit was. Ons stem eers ons viool in. Ek het hoor, toe dink ek so aan wat my skoonpa my geleer het, toe ek met jou trou. Toe sê hy het ons getrou. Toe sê hy van die kansel af. Dit is soos 'n viool. As jy daar verkeerd speel, dan maak sy hengse lawaai. Dis wat. En dit gaan 'n kuns wees om daai snare reg te stryk. Ek probeer nou al vir 30 jaar. Ek dink ek kry dit reg. Okay, ja. Maar dis die kuns om vir jou vrou te sê, luister, ek gaan nou, en ek het daaraan gedink, maar ek het die Here nodig. Dis nie wat ek bedoel. So ek wil aangaan deur wat Paulus sê. Hy sê, as iemand dink dat hy onbehoorlik teenoor sy maagd optree, as sy begeerte te groot word, en hy oordeel dit, dat dit so moet wees, moet hy sy voorneme uitvoer, en hy moenie sondig nie, laat hulle trou. Nou sê Paulus, okay, as jy nou toegewyd vir die Here wil lewe, maar daar's 'n begeerte in jou hart vir 'n vrou, en die Here maak jou verlief op 'n vrou, trou eerder met haar. Moenie so vashou in jou toegewydheid van die Here, dat jy nou begin sonde doen. En dan sê hy,
Daarom tree hy wat met sy maag trou regop, maar hy wat nie trou nie, sal nog beter optree. 'n Vrou bly aan haar man verbind, solank as wat hy leef, maar as haar man ontslaap, doodgaan, staan dit haar vry om te trou met wie sy wil, maar slegs as dit in verbondenheid aan die Here is. As jy 'n Christen is en jou man is oorlede, veral as jou man nog die Here gedien het ook, en jy kry 'n geleentheid om weer te trou asseblief, maar trou dan met 'n Christen. Ja, ek kan nie vir julle sê nie, moenie net na jou hart luister nie, luister na die Here, luister na jou gees, gehoorsaam. Al raak jy smoor verlief in die ou dien nie die Here nie, moenie bly weg, hol weg, hardloop. Ek in counseling sien ons dit net te veel. 'n Vrou is smoor verlief, hier's iemand wat vir haar aandag gee, hy's weer mooi, iemand haar hele lewe, sy's nie meer eensaam nie, sy's 'n weduwee, maar hier's nou weer iemand, en nou kom hierdie ou in en hy dien nie die Here nie. Man, dit sou beter gewees het om die eensaamheid te battle, as die ongeredde gees te battle, waarmee jy nou in die huwelik gesit. En hy sê vers 40, tog sal sy na my mening gelukkiger wees as sy bly soos sy is, en ek glo dat ook ek die gees van God het. So, daar's 'n toelaat, dis nie sonde vir 'n weduwee om weer te trou met 'n goeie man nie. Dis nie sonde vir 'n weduwnaar om weer te trou met 'n goeie geesvervulde vrou nie. Moet net nie, dit sal beter wees, sê Paulus, as om alleen te bly, as om met iemand te trou wat nie die Here dien nie. So, interessant, né? Tot by vers 40, baie interessante hoofstuk wat eintlik gaan oor toegewydheid aan die Here. Huwelik is great, 'n maatjie is wonderlike ding, kinders is fantasties, op die ou einde, if everything is said and done, as al die stof gaan lê, is dit jy en die Here se verhouding wat die belangrikste is, bo alles. Kom ons bid saam. Here, help ons om u aangesig te bly soek. Here, as Moses u aangesig gesoek het, toe 'n hele volk vir hom gesit en wag het, toe hy 'n nuwe volk moes begin, nuwe godsdienst moes begin, wette moes gaan deurgee, sê hy, Here, ek het eers u gesig nodig. Mag ek u teenwoordigheid sien? Here, leer ons om soos Daniël u te soek. Leer ons om soos Elia in te druk. Leer ons om soos Jesaja in die moeilikste tyd van sy lewe in Jesaja 6, toe sy oom die koning dood is, u te soek. Here, leer ons om soos godsmanne van ouds, soos vrouens wat kinders grootgemaak het wat die wêreld verander het. Leer ons om te kan, maak nie saak hoe dol dit oor ons gaan nie, miskien net 'n voorskoot oor ons kop te trek. Leer ons om af te sonder, leer ons om 'n binnekamer ervaring met die eerste te hê, en ons viole in te stel voor die orkes begin speel. Ons gees reg te kry voor die dag begin. Here, maak ons bidders. Here, maak ons bidders. Maar laat ons u aangesig bly soek elke dag van ons lewe. Dankie Jesus. Amen. Dankie. Dankie.